En dan soos beloof, vroeër gesels ons nou met Dominee Steven de Beer, wat saam met my in die ateljee kuier, en hy is van die hervormde kerk, daar in Daspoortse wêreld. Dominee Steven, môre, gaan dit goed? Môre Wimpie, môre luisteraars, ja, dit gaan goed. Baie dankie, en by jou? Dit gaan goed, dankie Dominee, ons nie klagtes nie, Baie welkom hier so by ons. Baie dankie. Ja, is lekker om met Dominee te kan gesels, ek ken Dominee Steven nou al 'n hele klompie jare, so ja, dit is lekker om uiteindelik vir Dominee in die ateljee te, ek dink is die eerste keer om saam te kom kuier. Dis reg. Goed, so ons praat 'n bietjie oor die Plesion, 25 Run for a Child. Nou, miskien kan ons 'n bietjie gesels net eers agtergrond, wie en wat is Plesion? Wimpie, plesion is 'n Griekse woord wat naaste beteken. In die algemene diakensvergadering van ons kerk het Plesion as 'n nie winsgewende organisasie in die lewe geroep om meer standhoudende ondersteuning aan die ander NWO's in ons kerk te verleen. Jesus roep gelowiges op om barmhartig te wees soos julle Vader barmhartig is, maar dit raak al hoe moeiliker om standhoudend barmhartig te wees op terreine waar dit regtig nodig is. Op gemeentevlak werk gemeentes hard om 'n verskil te maak in hulle gemeenskappe, en waar die kerk, die Rata, die pleegsorghuise en die Transoranje Instituut vir buitengewone onderwys en ons tuis spesialistdienste aanbied vir bejaardes en kinders, word hierdie uitdagings al hoe groter. Die subsidie van die staat is ook nie betroubaar nie, dit word minder en minder en in sekere gevalle sommer heeltemal gestop. So dis deel van Plesion se droom om standhoudend barmhartig te wees. En Run for a Child, die inisiatief Run for a Child, waar het dit vandaan gekom? Ons het twee strategieë by Plesion. Die een is 'n langtermynstrategie. Ons het die opdrag begin deur 'n eiendomsmaatskappy Kesheid te stig wat die geleenthede wat verhuuring van eiendomme bied 'n bietjie te ontgin, maar dis langtermyn dingetjies daai. Op die kort termyn het ons 'n inisiatief Light for a Child, en onder die Light for a Child sambreel benut ons geleenthede wat sport bied om fondse op die kort termyn te probeer insamel. Sedert 2016 word daar jaarliks uiters suksesvolle Drive for a Child golf daar ten bate van Rata aangebied, waarby jy ook al betrokke was as MC. En ons nader nou al R1 miljoen wat op hierdie manier ingesamel is. Ja. En die kanse wat fietsry bring, word weer deur die Ride for a Child inisiatief ontgin. Die uitmergelende Moomba fietswedren is die middelpunt van hierdie inisiatief, en dit loop ook al vir 2 jaar, en in Desember 2025 neem 'n 5-tal predikante en lidmate in spanverband hieraan deel. En die Run for a Child, dit het begin as die 24 Run for a Child, en jy was reg as jy gesê dit het iets met die jaartal te doen. Tenminste die jaartal het ek reg gehad. Ja. Nou hoekom die baie 24's? Dit is 'n poging om in 24 uur 240 kilos af te lê om R240,000 in te samel. Ja. En dit het verlede jaar gebeur, en dit het toen gewerk. Ons het uiteindelik so 'n klein bietjie meer as 250,000 ingesamel. Al dan. En die klompie dominees en lidmate het so bietjie meer as 22,5 uur nodig gehad om die 240 kilos af te lê. Aha. Nou goed, as ons terugkom, dan moet ons nou gesels oor 25. So hulle het eintlik binne die rekord of binne die tydlaag gemaak. So as hulle Comrades gehardloop het, hulle medaljes gekry. Inderdaad. Goed, ons vat net gou van 'n gebreek, ons gaan deur die winkels draf, en dan het ek so 'n bietjie musiek van Cherie saamgebring, waarna ons binnekort gaan luister, want ons gaan nou net eers gou weer 'n bietjie gesels met Dominee Steven, as ons terugkom net hierna.
18:07, ons gesels verder met Dominee Steven de Beer, wat saam met ons kuier oor die 25, die Plesion 25 run for a child. So, ons het nou gehoor dat verlede jaar was dit 24 predikante, 24 uur gehardloop, om 240 km gehardloop binne 24 uur. Het Dominee ook gehardloop? Nee. Weet jy, iemand moet toesig hou, né? Ja, iemand moet toesig hou. Nee, Spreuke 21 vers 1 sê, dis net dwaase wat hardloop as hulle nie gejaag word nie. En dominees. Was en dominees. So nou hierdie jaar, waar was verlede jaar se geleentheid geweest net so te loops? Ek het die video gesien, so om die Vredefort koepel. Ons het 'n roete van 80 km gehad en ons het hom 3 keer gehardloop. Sure. Om die Vredefort koepel. Dit wil gedoen wees. Met ander woorde, 'n ou hardloop en dan los hy iemand af. En iemand los iemand af. So elke keer hardloop iemand op sy eie. Gelukkig, ja. Ons het 'n paar keer saam ook gehardloop. Dis lekkerder as iemand saam met jou is as wat jy alleen lei. Ja. Ek het baie swaar gekry in die ondersteuningsvoertuig, jy weet, om vir 8 ure lank teen 8 km/h te ry of 7 of 6 km/h. Dit is uitmergelend. Ja, nee, ek moes ook behandeling kry hoor. Ek moet vir sê, dit was baie erg. Goed, so hierdie jaar, is dit nou 25. Vertel ons net gou-gou 'n bietjie meer van dit. Waarvoor staan al die 25's? Dis reg. Hierdie jaar is dit nou 25 uur, 250 kilometer en R250,000 wat ons bymekaar wil maak. Ek hoop ons gaan by 2030 stop. Want dit raak die afstand raak ek kan dink verder, daai paar kilometer verder en daai paar ure langer het die mense altyd nog mense nodig om te help mee. Dis reg, ja. Maar van jare vind dit plaas by Buffelspoort. Die ATKV Buffelspoort het vir ons die akkommodasie geborg. En daar's 'n 20 km roete rondom Buffelspoortdam. Wat ons gaan hardloop. Daar in die gelyktes rondom Buffelspoortdam. Gelyktes. Ja. Nee, dis nou wat een van ons dwaase dominee sê. Hy het 'n paar video's opgelaai waarin hy wys dat dit kastig gelyk is. Ja, maar waar 'n dam is, weet ons, daar moet berge wees. Maar dit vind daar plaas, so ons doen nou 20 km rond is. En dan die laaste een gaan dan 10 km wees, 5 km uit en 5 km terug. Om die 250 kilos op te maak. So, hoe laat spring hulle weg? Ons spring 3 uur, eers komende maandag. Ja. Spring ons weg. En hulle hardloop reg hierdie nag? Reg hierdie nag, tot 4 uur die volgende dag. 4 uur die volgende middag? Die volgende middag, ja. Yes, dit wil gedoen wees. Ja, maar dit is natuurlik 25 uur, so dan moet daar ekstra uur insit, ongelukkig. Ja. Hy gebeur. Nou goed, hoe kan mense betrokke raak? Daar's ook 'n kompetisie, wat Dominee gesê het, wat die ouens ietsie kan wen, as hulle 'n donasie gee, maar hoe kan hulle, vertel vir ons 'n bietjie meer van dit, en natuurlik ook hoe hulle verder kan betrokke raak? Plesion se webtuiste, is plesion.org.za, en daar is 'n skakel vir Run for a Child wat vertel wie die organisasies is wat voordeel put en wat ook die geleentheid bied om 'n donasie te gee. Die NWO's wat ons ondersteun is Rata Social Services, Rata Maatskaplike Dienste, en dan het ons kerk 5 pleegsorghuise, en ons is ook betrokke by die Transooranië Instituut vir Buitengewone Onderwys. Saam met hierdie 3 organisasies het ons ook 'n fonds gestig wat ons noem die LB de Beer Fonds, waar ons volwasse verstandelik gestremdes, wat hulle is maar eintlik kinders wat vir altyd by ons is. Op hierdie stadium is daar 2 persone wat ons ondersteun, en as hierdie fonds kan uitbrei, dan wil ons graag meer volwassenes
wat verstandelik gestrem is uit hierdie fonds uit ondersteun. So dit is die organisasies en instansies wat voordeel trek uit die Run for the Child, eintlik al die Light for the Child inisiatiewe. Jy kan betrokke raak deur 'n donasie te gee, deur op daardie webtuiste te gaan, maar om jou aan te moedig om dit wel te doen, het ons van Kashan Meat Company 'n skenking ontvang van R1000 se vleis. Nou, Kashan is in Rustenburg, en jy sal dit ongelukkig net self moet gaan afhaal in Rustenburg, maar Piet Wienand, die nuwe eienaar van Kashan, nooi jou om self te kom kies wat jy wil hê, en verkieslik voor Kersfees. Ja. En jy kan vir R1000 kies. Net wat jy wil graag Net hê. wat jy wil. Om daarvoor in aanmerking te kom, moet jy net 'n minimum donasie van R100 tot hierdie projek bydra. En dit is belangrik dat jy vir ons 'n bewys van betaling stuur. Jy kan hom stuur e-pos na ran@plesion.org.za. Dit is die e-posadres. Maklik om te onthou, ran@plesion.org.za. R100 donasie en jy het 'n kans om die R1000 van Kashan Meat Company te wen. So vir elke R100 inskrywing, vir elke R100 is daar een inskrywing. Is daar een kans om te wen? Goed, dan is hy goed, 100%. So dit is run@plesion, so daai plesion vir die ouens wat wonder, Plesion, plesion, run@plesion.org.za. Daar is hy. Goed, so is daar enige ietsie ten slotte wat Dominee miskien dalk wil byvoeg, wat die ouens dalk moet onthou voordat ons groet en totsiens sê? Die trekking van hierdie prys gaan plaasvind hierso by Harties FM volgende donderdag ongeveer dieselfde tyd. Jy kan inskryf tot Woensdag aand 6:00. Ons moet dit Woensdag aand stop sodat ons almal se bewys van betalings in die hande kan kry en seker maak dat jy deel is van die trekking. Goed, so dit is dan teen Woensdag aand 6:00 en dan volgende donderdagoggend so min of meer hierdie tyd. Kom ons sê so 7:30 se kant sal ons gou die trekking doen hier in die ateljee. En dan kan jy miskien 'n bietjie terugvoer gee oor hoe het dit gegaan. Verseker. Hoe het dit gegaan en so ons glo en vertrou dat dit 'n goeie dag sal wees. Ons glo en vertrou dat dit 'n baie suksesvolle dag sal wees en dat hulle nie net die 250,000 merk sal maak nie, maar dalk 'n bietjie meer. Ja. Baie dankie vir Want dit gaan alles vir 'n goeie doel. Verseker. En mag ek vra so ten slotte net gou ek sien dis duidelik dat Dominee vandat ek nou vir Dominee ken 'n hart het vir mense en om te help waar daar nood is en so. Waar kom hierdie ding vandaan? Weet jy, in ons in die gemeente waar ek werk, kan 'n mens eintlik nie anders nie. Ja. Daar's maar groot nood in Daspoort en omgewing. Die mense is daar, die geld is net nie altyd daar nie. En dit het maar gebeur met die sluiting van Yskor, die sluiting van of die afskaling by PMP, die afskaling by AJK. So die ouens wat daar bly het maar so met die verloop van tyd hulle werk verloor en sukkel om 'n bestaan te maak. So dit is eintlik maar die situasie is vir my gegee. En vir baie jare het ek ander mense die skuld gegee daarvoor en totdat ek tot die besef gekom het, maar hoor eens, dis eintlik 'n bevoordeelde posisie om in te wees. Ja. Jy weet, in baie ander gemeentes is daar geldjies, maar hulle weet nie waar om dit te bestee nie, want daar's nie regtig die tipe nood wat daar by ons in ons omgewing is nie. En by ons is dit op ons voorstoep. So om vir ander mense te wys hoe Jesus se liefde lyk
is by Ja. ons eintlik baie maklik. Ja. Dus die geleentheid is daar en ons benut dit net. Dominee Steven, baie sterkte, baie dankie dat jy kom kuier het, ons waardeer. Ons sien mekaar volgende donderdag. Baie dankie. 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 Goed, so jy kan 'n geskenkpak wen, 'n vleispak wen ter waarde van R1000 van Kashan daar in Rustenburg en jy kan self jou vleis gaan kies ter waarde van R1000. Al wat jy moet doen is maak net 'n donasie van ten minste R100. Vir elke R100 donasie kom jy in aanmerking, kry jy een inskrywing en jy moet 'n bewys van betaling net stuur aan run@plesion.org.za. So dis run@plesion, net weer daai Plesion. As jy dalk vroeër nog nie 'n pen reg gehad het nie, Plesion, plesion.org.za.